Goeienaand en ek vertrou dit gaan goed. Vanaand se boodskap wat ek het is nie vir 'n spesifieke groep of vir 'n spesifieke persoon nie. Dis 'n boodskap wat ek voel net in my gees. Daar's mensies daar buite wat selfmoordgedagtes het, wat voel hulle kan nie meer nie. En moenie ophou net voor die wonderwerk nie, want ons moet deurdruk, maar dit is nie maklik nie. Dit is net die lewe druk regtig, maar kom ons raak stil en ons open met 'n gebed. Hemelse Vader, vanaand kom ons nie met mooi woorde nie, ons kom met gebroke harte, Here. Daar is iemand wat moeg is vir beklei, moeg is vir val, moeg vir probeer. Iemand wat stilweg sê ek wil net nie meer nie. Maar Here, U is die God van lewe. U is die God wat in die donkerte instap en sê laat daar lig wees. Ek bid nou in die naam van Jesus, breek elke mag van doodsgedagtes, breek die kettinge van verslawing, breek die leuns van die vyand en Vader, blaas nou lewe terug in die siel wat luister, wat voel soos wat ek dit hier uiteengesit het, Vader. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen en amen. Ek wil 'n paar skrifgedeeltes deel, 3 van hulle en dan gaan ek begin met die boodskap. Die eerste een is Johannes 10 vers 10. Die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes en daar bly ons dan staan. Maar die woord sê duidelik, ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ons moet nie net vaskyk in dit wat weggevat is nie. Ons moet vaskyk aan en ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. 1 Korintiërs 10 vers 13, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Psalm 34 vers 19, die Here is naby die wat gebroken is van hart. My boodskap, wanneer jy nie meer kan nie, daar kom 'n plek in 'n mens se lewe waar jy nie meer wil beklei nie, waar jy nie meer wil probeer nie, waar jy net sit en sê, dit is genoeg, ek is klaar. En baie keer is dit nie die lewe self wat jou breek nie, maar die herhaling van val en val en val, verval en val in verslawing. Jy beloof, dis die laaste keer, jy probeer ophou, jy val weer, en dan kom die stem. Jy sal nooit verander nie, jy is 'n mislukking, dit sal beter wees as jy net verdwyn, maar hoor my vanaand, baie mooi, daardie stem is nie God se stem nie. Die leuen wat jou wil doodmaak, Johannes 10 vers 10 sê, die vyand kom om te steel, te slag, te verwoes. Hy steel jou hoop, hy slag jou identiteit, hy verwoes jou toekoms. En hy moet dit met een wapen doen, leuns. Jy is te ver gaan. God is klaar met jou. Jy gaan nooit vrykom nie. Maar die waarheid is, as jy nog asem het, is God nog besig met jou. En dit laat my dink aan hierdie ware storie van 'n man. Hy het sy lewe verloor aan drank. Sy kinders wou hom nie eens meer sien nie. Hy het sy werk verloor en een aand het hy alleen gesit met 'n bottel en 'n plan om sy lewe te beëindig en hy sê, Here, as U regtig daar is, wys my nou of ek klaar is. En niks het gebeur nie, net 'n groot stilte. Toe skielik klop iemand aan die deur. Dit was 'n buurman wat gesê het, ek weet nie hoekom nie, maar ek voel ek moet jou kom sien. Daardie aand het hy sy lewe nie geneem nie en vandag is hy jare nugter. Hy het weer sy kinders by hom. Hy help ander mense uit verslawing uit. Hy was een besluit weg van die dood, maar ook een oomblik weg van 'n wonderwerk. Moenie ophou nie. Jy wat nou luister, jy is dalk genoeg, jy is dalk vasgevang in drank,
Jy voel dalk jy kan nie meer nie, maar hoor mooi hier, moenie ophou net voor God deurbreek nie, want baie mense gee op net voor genesing, net voor herstel, net voor vryheid. Ek wil vir jou 'n paar praktiese riglyne gee wat om te doen. Nommer 1, moenie alleen bly nie. Die vyand werk in isolasie. Hy kry iemand, al is dit net een persoon. Nommer 2, breek die krag van drank, gooi dit weg. Moenie dit net vir nou hou nie. Sny toegang af. Vat dit dag vir dag. Nie ek sal nooit weer drink nie, maar vandag kies ek die lewe. Roep na God, al voel jy niks nie, selfs net Here help my, dis genoeg. Kry hulp, ondersteuningsgroepe, berading, geestelike begeleiding. Dit is nie 'n swakheid nie, dit is wysheid om na iemand toe te gaan en hulp te kan kry. En ek wil vanaand oor jou lewe verklaar, jy sal nie sterf nie, jy sal vrykom. Hierdie verslawing sal breek, jou storie is nie verby nie. Hoor mooi, jy sal nie sterf nie, jy sal vrykom, hierdie verslawing sal breek, jou storie is nie verby nie. Kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Here, U sien hierdie persoon. U sien die trane wat niemand sien nie, Here. Daar waar hulle nou sit, raak hulle aan. Breek die mag van drank, breek die kettinge van verslawing, breek die gees van dood. Ek spreek lewe, hoop, herstel uit oor hulle. Vader, gee krag vir môre, gee hoop vir vandag, gee vrede vir hierdie oomblik. En Here, moet hulle nie los nie, hou hulle vas, dra hulle deur. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen en amen. My laaste woord voordat ek gaan afsluit. Jy is nie alleen nie. Jy is nie verlore saak nie. Jy is nie ver te gaan nie. God is nader as wat jy dink. Indien jy hulp nodig het, skakel my. Stuur vir my 'n WhatsApp. Dit gaan beter wees om vir my 'n WhatsApp te stuur. Ek bel jou en ons gesels. Ek is Pastoor Martie Coetzee en my telefoonnommer is 062 842 8396. Asseblief, moenie langer vasgevang wees in hierdie oomblik van die dood, selfdood, drank. Ek is daar. Dit is net 'n oproep ver. Kom ons sê 'n WhatsApp ver. Ek bel jou. Laat weet vir my. Hou moed, staan sterk. Jy moenie skaam wees nie. Die Here het 'n wonderwerk vir jou, maar moenie opgee net voor hy wonderwerk nie. Druk daai knoppie nou. Stuur vir my daai WhatsApp nou. Ek is daar as jy wil gesels.